Ons gaan die hele diens soort van maar in die nagmaal rondbeweeg. So ek gaan vir ons begelei soos ons gaan preek in die wet en al die dinge kom so deur die diens. Maar kom ons bid eers saam voor ons begin. Ons Vader in die hemele, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. O Hemelvader, dankie vir die voorreg om so te kan saam wees. Dankie vir die voorreg om die nagmaalstafel hier voor te kan sien en te sien, Here, hoe ons kan deel aan die sakrament. Uit te sien daarna. Dankie, Here, vir die misterie, die amazing ding van net hier kom stil raak en weet daar is meer. Daar is soveel meer hieraan. Dit is nie net brood en wyn nie. Dit verteenwoordig so baie meer. En ek bid, Here, dat U ons vanmôre indra hierin. Ek bid dit veral in ons omstandighede. Ek bid dit, Here, in 'n wêreld waar die rumoer en die gerugte van oorloë oral is. Ek bid dit in 'n wêreld waar die gerugte van 'n El Niño verskynsel daagliks gekommunikeer word. Ek bid dit in 'n wêreld waar Europa die warmste somers beleef, waar veldbrande die wêreld brand. Ek bid dit, Here, waar ons lande droog sien. Kom ontmoet vir ons. Kom dra vir ons. Bring uitkoms as dit U wil is, Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek gaan begin. Hier is nou 'n lekker vet brommer hier voor. Soos ek begin spoeg en hoes, moet julle weet, daar het ek hom nou. Die Benadi broers, een van hulle was 'n kapelaan daar op die grens toe ons daar gebly het. En ek onthou my ma het altyd van hom vertel, hy het daar gepreek die dag en die volgende oomblik toe begin hy net hoes en spoeg en dit gaan rof daarvoor en toe hy klaar is, toe sê hy vir almal skus, maar hy het so pas 'n hele vlieg gesluk. So dit is nie lekker as daai gebeur nie. Vriende, ons begin saam lees in Lukas 22. Ek het die stoele weggevat by die tafel, daar gaan niemand vanmôre voorsit nie. Dit wat hier voor gebeur is nie meer dieselfde as toe die oupas en oumas dit gedoen het nie. Nagmaal word nie meer dieselfde gevier nie. As ons by die Bybel begin, en dan moet jy nou oplet op die gedeeltes wat ek lees, waarmee is hulle besig? Hulle is besig om aan te sit aan die einde van die dag, aan die aand. Hulle eet hulle dagse maal, maar dit is 'n feesmaaltyd, dit is nie net 'n gewone ete nie. En dan staan daar duidelik, Jesus het die beker geneem, vir almal gegee, en dan vat hy die brood, en dan maak hy met die beker aan die einde van die ete ook so. So dit was eerstens 'n ete, 'n maaltyd, en aan die einde van die maaltyd het die nagmaal gekom. Vandag is nagmaal deel van ons erediens, deel van die liturgie. Maar die oupas en oumas het dit anders gedoen. In daardie dae is daar nie elke dag dorp toe gery nie. En ek dink daai ding het hier rondom die draai van die eeu verander. Almal van ons wat nog in die vorige millennium gebore is, ons het maar koshuis toe gegaan en jy het in die koshuis gebly. My vrou, hulle was, ek dink 40 kilos van die dorp af. En Daniela is graad 1 in die koshuis gesit. Hulle almal is. Maar toe haar sussie matriek is, haar jongste sis, toe word haar daagliks in en uit gery. Toe is 40 km nie meer so ver nie. En ek bedoel, Moreesburg se storie is dieselfde. So wat het met nagmaal gebeur? Al die mense op die plase, as jy mooi onthou, sou in die dorp of 'n plekkie gehad het, 'n woonstelletjie, 'n huis of iets, of hulle het by mense 'n kamer gehuur. By vriende, familie of net by iemand in die dorp 'n buitekamertjie of 'n plekkie gehuur waar hulle kon oorbly.
En nagmaal naweek, dan is daar dorp toe gegaan. Dan is daar gepak vir die naweek en daar's dorp toe gegaan en die hele naweek het vol geraak van nagmaal en kerk. Die Saterdag is daar voorbereidingsdiens gehou. Daar's dope gedoen, daar's troues gedoen daar die naweek. Daar's kategese gedoen, want van die kinders, daar was nie 'n ding van elke Sondag by die kerk wees nie, hulle het te ver gebly. As hulle in die koshuis was, ja, maar ander tye van die kinders was op die plaaskole, daar's 'n klomp goed in daai naweek ingepas. En dan het Sondag se erediens aangebreek en dan nagmaalsdiens aangebreek. Baie keer was die erediens en na die erediens nog die nagmaalsdiens. En hoe het dit gewerk? Kerk het nie gelyk soos dit nou lyk nie. Die banke was gewoonlik presies die regte lengte om net genoeg mense te vat wat om die nagmaalstafel kan sit. So die dominee het sy preek gepreek. En dan het hy gesê bank 1. Dan het bank 1 se 15 mense opgestaan, tafel toe gekom, daar was stoele om die tafel, hulle het aangesit. Dan het die dominee die formulier gevat. Hy het die formulier begin lees. Hy het by die plekke gekom waar hulle moes bid en hy het gebid. Hulle het hulle sondes bely. Dan het hy die nagmaal ingestel. Hy het die beker vir elkeen gegee, hy het die brood vir elkeen gegee. Hulle het dit gebruik, hulle het gesit, hulle het klaar gebid. Dan het hulle dankgebed gebid, dan het hulle opgestaan. Dan het hulle teruggegaan na hulle bank toe en dan het bank 2 gekom. So in die middag 3:00 dan die nagmaalsdiens uitgekom. Dan het jy daar gesit en jy het gewag tot dit almal klaar was. En dan is daar gesing en gelof en gedank en dan is daar saam geëet en dan die boere weer hulle pad teruggevat na die plase toe. En toe op 'n dag by een van die gemeentes in die land stap die mense die Sondag in en toe die dominee slim geraak. Toe het hy tafeldoeke laat maak vir elke liewe bank in die kerk. En toe die mense instap, toe is daar 'n tafeldoek so oor die rugleuning van die voorste bank gegooi vir al die banke. En toe hulle instap, toe sê die dominee, daar sê, vanmôre sit julle sommer almal klaar by die tafel. Julle tafeldoek het mos oor 'n tafel, julle het almal tafeldoeke, julle is by 'n tafel. En toe stel hy die nagmaal one shot in vir almal. En hulle doen dit klaar, en daar kom hulle na hier uit. En toe is daar 'n hele beweging in die kerk wat gemaak het dat ons vandag hier is. So hoe doen ons dit vandag? Ons vra 1 of 2 of 3 mense om hier voor te kom sit, hulle verteenwoordig die gemeente, en dan raak die nagmaal 'n persoonlike ding wat jy daar in die bank doen. So u hoor ook hoe goed skuif, want nou raak geloof al hoe minder 'n groepsding, 'n eenheidsding, dit raak 'n ding wat ek persoonlik by myself in my eie stoeltjie doen, terwyl vroeër moes ek ten minste as 'n bank opstaan en gaan aansit by die tafel. Ons is besig om goed te verloor en ons verstaan nie altyd hoekom nie. Vriende, ek begin lees vir ons saam 'n teks hier in Lukas 22. En ek gaan daarvan na vers 14 af lees. Ek sal al die tekste wat ek vanoggend gebruik, daar so 6 van hulle, sal ek voor aan die videoetjie sit op die YouTube, dan kan jy sommer dit daar kry sou jy wou. Goed, Lukas 22 vanaf vers 14. Toe dit tyd was, het Jesus aan die tafel gegaan, toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, hoor mooi die volgende sin, ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis.
met die beker na die maaltyd, het hy net so gemaak. Met ander woorde, dit is my liggaam, dit is my bloed. Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Ek lees tot sover. Vriende, elke keer as ek nader kom aan 'n nagmaal en die voorbereiding van 'n nagmaal, dan kry ek hierdie opgewondenheid, want hierdie sakrament, ons het net 2 sakramente in die kerk. Net die doop en die nagmaal. En wat is 'n sakrament? 'n Sakrament ten diepste is 'n fisiese ding wat jy kan voel, wat jy kan ruik, waaraan jy kan vat. By die doop is dit die water, en daardie water kan jy fisies voel. Dit kan op die grond val, dit maak nat, daar's 'n handdoekie wat die kind afdroog. Hoekom? Want alles waaroor ek hier preek, alles wat in die woord staan, is hartsgoed. Dis abstrakte goed, dis gesindheidsgoed. Waar is sonde gesetel? Toe ek filosofie gehad het, en ek was die voorreg wat ons gehad het by Koffsies, dit was Christenfilosofie, toe was die vraag, wys na sonde. Waar in die skepping kan jy wys na sonde? Wat is sonde? Is daar enige ding in die skepping waarna jy kan gaan en sê, hierdie ding is sonde? En dan enige van daardie goed, as jy sê, maar hierdie ding is sonde, dan moet jy terugstaan en sê, wow, maar die ding kan vir reg of goed gebruik word. Daar's 'n regte manier en 'n verkeerde manier. So is die sonde gesetel in die ding? Nee. Die sonde is ten diepste gesetel in die hart, wat daardie voorwerp of daardie situasie gebruik om sonde te doen. 'n Mes kan gebruik word om brood te sny, om kos te sny. 'n Mes kan vir ontsettend baie goed gebruik word, maar 'n mes kan ook gebruik word om dood te maak, om leed aan te doen. En so is dit met elke ding. Waar lê die sonde? Waarin is die sonde gesetel? In die hart van die mense. En alles waaroor ons preek, gaan oor dit wat in die hart is. Die Here gee vir ons 2 goed wat materie is. Die water van die doop. Nie laat mens die water moet drink nie, dis net vir dors daai. Die wyn en die brood. 2 sakramente. Want so seker as wat ek hierdie brood breek, so seker as wat ek aan dit vat, so seker as wat ek die wyn proe, en môre 'n brief gaan skryf, want daai wyn was dan bittersuur gister. So seker, iets wat ons swak geloof bystaan. Maar meer is dit, vriende, as jy 'n teoloog is wat bietjie jou sout werd is, begin jy agterkom, die hele geloofslewe word aan hierdie tafel verbind. Van die skepping van die wêreld af, regdeur die belofte van Christus, die kruis, die opstanding, die hemelvaart, die ewige eendag, die hele geloofslewe, terugkyk, die hede en die toekoms word aan hierdie tafel op een of ander manier verbind. Alles wat ons in die kerk doen, hou verband of kan met die nagmaal geïnkorporeer word. Jy kan letterlik enige preek vanuit die woord preek en op 'n manier 'n lyn sal jy vind na die nagmaaltafel, na die sakrament, na Christus se offer. Na die nagmaal verduidelik eintlik alles. Nie net vir jou as persoon nie, maar ook vir 'n gemeente. Ek het spesifiek daai groot broodjie daar neergesit van die simboliek aan die een brood en die wyn wat uit dieselfde vaatjie of dieselfde bottel uitkom, is ons is een in Christus. Christus se liggaam was een en hy's gebreek vir almal, maar ons is deel van die een. Die brood, die een brood verteenwoordig die eenheid weer in Christus. Vriende, die hele geloofslewe kan op een of ander manier na die nagmaal toe getrek word. En daarom raak ek opgewonde, maar een diens is net te veel om alles te doen. So vandag spring ek heel na die einde toe. Christus wat sê,
ek sal nie weer van hierdie beker drink tot en met. En ek gaan 'n paar verse lees om daarbey aan te sluit. Die eerste van hulle is 1 Tessalonisense 4. Ek gaan daar vanaf vers 13 af lees. Tessalonisense, kom, waar is jy? Jy kruip weg, net voor Timoteus. Mooi. 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Paulus skryf en hy sê moenie onkundig wees wat met die persone wat sterf in Christus gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis, hulle wat gesterf het, wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Net gou by 'n kant aantekening, wanneer neem die Here daardie persone na hom toe? Die ontslapenis. Lukas 20 maak dit vir ons baie duidelik. God is nie die God van dooies nie, maar van lewendes, want by hom leef hulle almal. Moses het dit al reg gehad. Hy het dit raak gesien. God is vandag die God van Abraham wat lankal gesterf het, die God van Moses. Ag, die God van Jakob, die God van Isak. God is die God van nie van dooies nie, want by hom leef hulle almal. Ons broers en susters wat in die Here sterf, gaan na die Here toe. Goed. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in die Here tegemoet. So sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Vriende, dan gaan ek na Openbaring toe en ek gaan na Openbaring 19, Openbaring 21 en 22 vir ons net so 'n paar verse lees. Wat sê Openbaring 19? Ek sluit aan by Jesus wat gesê het, ek gaan nie weer van hierdie beker eet of drink tot en met die groot maaltyd nie. Daar in Openbaring 19 kry mens die mooi verhaal vanaf vers 5, die bruilof van die lam. Toe daar 'n stem van die troon af gekom wat gesê het, loof ons God, al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here ons God, die almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op. Skryf op, Johannes, wat jy gesien het. Hoofstuk 21 van Openbaring, ek lees daar die eerste 8 verse. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Julle moet die see geniet, ouens. Dis iets van hierdie wêreld. So as jy weer see toe gaan, dink daaraan, in die hemel gaan daar nie 'n see wees nie. God gaan iets anders bring. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien afkom. Hoor julle mooi? Die nuwe stad kom af uit die hemel uit. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God sal by hulle wees as hulle God. Hy sal die trane van hulle oë afdroog.
Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Hoor mooi daai vers. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal by God en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandig is, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Laaste verse, Openbaring 22. Ek lees daar die eerste paar verse. Toe het die engel my die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die Lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die Lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie 'n lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. En hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Vriende, ek wil nou sommer afbeweeg ondertoe. As ons na die einde toe gaan, na die einde dink, aan die einde dink. Wat verteenwoordig die brood? Die brood wat geskeur is, gebreek is. Die liggaam van Christus. Die vloek wat op die aarde gerus het, wat betaal moes word. So wanneer die Here sê, dit is my liggaam, dit is vir jou, dan is dit nie 'n heel liggaam nie. Dis 'n gebreekte liggaam, dis 'n liggaam wat voldoen het aan die eis van God. En maar kom ons gaan ook verder. Hierdie liggaam word gebreek aan die kruis, maar dit is nie die hoofpunt van daardie storie nie. Daardie storie se hoogtepunt is nie op die Vrydag aan die kruis waar die sonde betaal word nie. Nee, as dit die geval was, dan was Jesus dood. Dan was die storie ten einde. Dan was dit 'n jammer verhaal. Die slotsom, die hoogtepunt van daardie storie is op die 3de dag, die Sondagoggend, toe die son opkom. Vrydag het eintlik al die Donderdag begin, want son op tot son onder. Vrydag, so nag is nie heeltemal aangereken nie. Vrydag is die eerste dag, Saterdag die tweede dag, op die 3de dag, op daardie Sondagoggend, as die Here opstaan, as hy weer lewe. Een van die tekste wat ek gelees het, sê, ek het gedoen wat God gesê het, ek het my lewe neergelê, ek kan dit ook optel. Ek het gedoen wat God gesê het. Vriende, daardie Sondagoggend as hy opstaan uit die graf, as die graf leeg is, dit maak dat al hierdie nou waarde het.
Want hierdie liggaam het nie verniet gebreek nie. Dit wat die brood verteenwoordig, is gebreek ter wille van my en jou sonde. Ter wille van die vloek wat op die aarde gerus het. En eendag, daar aan die einde, daar waar Jesus weer sal gebruik van hierdie beker, waar hierdie fees gevier gaan word, daardie dag word daardie verhaal eers finaal klaar gemaak. Want alhoewel daar klaar betaal is, die volle prys vir God daar betaal is die vloek nog nie gelig nie. Ja, dis betaal, maar Satan is nog steeds hier, die mens is nog steeds besig, die sondigheid, die vervloektheid van die aarde sug, sê Paulus in Romeine, dat hierdie sonde wat op hom rus weggevat kan word, dat die einde moet kom. So vriende, hier by die nagmaal moet ons ook aan die einde dink. Aan daardie dag, as alles hier verdwyn, daardie dag, wanneer hulle wat nog lewe, sal sien hoe hulle wat reeds gesterf het, opstaan uit die dood, en almal saam die Here die gelig tegemoet ingaan. Die tyd wanneer die nuwe hemel en nuwe aarde sal afsak, en die ou aarde sal verdwyn, wanneer die see nie meer daar sal wees nie. Die woord in teologie wat ons daarvoor gebruik is eskatologie. Dit oor die eindtyd, dit oor die finale, die voltrekking van hierdie verhaal. Wat doen die eskatologie vir my en jou? Dit bring vandag in fokus. Dit trek weer die prentjie reg oor waaroor gaan die geloof eintlik. Dit gaan eintlik oor ek wat eendag by die Here gaan wees. Vandag het ek nog die geleentheid om vir die Here te sê, Here, ek gee my lewe vir U, want my lewe gaan eintlik daaroor dat ek vir ewig saam met U gaan leef. En het U daardie laaste vers gehoor in Openbaring 22? Sal die volke van die aarde by God leef en hulle sal regeer. Daar sal nie meer trane wees nie. Vir sommige is dit veeverhale. Daar's 'n klomp mense op hierdie aarde wat vandag sal sê, as ek dit vir hulle vertel, sorry my ou, as jy dit wil glo, welkom, maar ek glo nie sprokies nie. My broer het op 'n stadium met 'n meisie uitgegaan, sy was Frans, en hy sê hulle het nagte deur sit en redeneer oor geloof. En sy was redelik intellektueel, hulle het lang redenasies gehad, en hy sê sy het telke male vir hom vasgeredeneer in 'n hoek. Hy sê vir haar, ja, ek weet dit maak nie sin nie, maar ek glo dit. Vriende, en as jy lank genoeg redeneer, as jy lank genoeg oor 'n klomp goed praat, dan gaan jy by 'n punt kom waar jy sê, ek weet, en dit wat ek nou sien, dit wat ek nou beleef, kan ek dit dalk nie sê nie, maar iets anders het my oortuig. Hierdie God het in my lewe ingekom en vir my oortuig. Daar was 'n leegheid, daar was 'n soeke wat gemaak het dat ek by hierdie punt gekom het om te sê, Here, ek kan nie verder sonder U aangaan nie. Ek wil nie 'n dag verder sonder U leef nie. En vandag hier by die nagmaalstafel, dink ons 'n bietjie vooruit na die heel einde toe. Sê ons vir die Here dankie dat hy wyn opgegee het tot dan toe. Dat hy nie weer van hierdie beker sal drink tot die finale nie. Dat wanneer ons dit drink, wanneer ons die brood proe, ons weet hierdie gaan oor my en U. Dit gaan oor ek wat vir altyd by U gaan leef. Here, hier is my lewe, help my. Lei my op hierdie geloofspad. Lei my in my sondigheid. So vriende, terwyl ons daaroor praat, laat ek net my Bybel kry, dan gaan ek vir ons die wet lees, en dan kry jy geleentheid om ook die sondes voor die Here te bely. Ek lees vir ons Eksodus 20. Nou weet jy, die Jode het nie Eksodus 20 gesien as die wet nie. Dit was maar een hoofstuk van die wet. Vir die Jode, as jy vra, wat is die Torah, wat is die wet, dan sê hulle,
Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Die eerste 5 boeke van die Bybel is die wet. En daarom is Exodus 20 maar net 'n samevatting. En as jy nou nog die samevatting van die samevatting lees, daardie versies in die evangelies, dan is dit bitter min. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Vriende, ek kry geleentheid om self met die Here te praat. Ek gee vir u so 'n minuut of 2 se stil gebed. Here, U hoor ons gebede. Vergewe ons. Reinig ons, Here, en vul ons met U Gees. Gee ook, Here, dat ons U vergifnis sal aanvaar. Dat ons sal weet, Here, wanneer ons hierdie brood eet, hierdie wyn drink, so seker as wat ek dit proe, die Here is getrou. Hy vergewe as ek vra. Hy was skoon. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek vind die woord sê vir ons dat elkeen wat met 'n ware, gerou en opregte geloof hulle sondes voor die Here bely, vir hulle sal die Here vergewe. Anarien, kom ons sing daardie lied. Kom ons staan, vriende, en dan gaan ek vra dat jy bly staan. Ons gaan lied, ek kan nie die nommer onthou nie, is eet die brood, drink die wyn, sing, en dan bly jy staan, want dan gaan ek ook vir ons die geloofsverklaring lees, die geloofsbelijdenis. Eet die brood, drink die wyn, kom na Christus, hy stil u honger. Eet die brood, drink die wyn, glo in hom en hy les u dors. Eat this bread, drink this cup, come
come to Christ and never be hungry. Eat this bread, drink this cup, trust in Christ and you will not thirst. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here wat ontvang is in die Heilige Gees, of van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Jy kan die plekke inneem. Vriende, voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie liefhet. Ons weet dit, omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie liefhet. Ons weet dit, omdat hy sy lewe vir ons afgelê het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan sy bloed, die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met die Here in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. Ek gaan nou vra dat die nagmaal uitgedeel word en dan sal ek dit instel wanneer jy dit almal het.